Konrad gaan vir ons praat oor 1 Johannes 2 vers 21 tot 23 saamgelees met Openbaring 2 vers 9 en Openbaring 3 vers 9. Dankie Konrad. Goeiemiddag broers en susters en volksgenote. Het is my voorreg om voor julle te kan staan in nederigheid en die voorlegging te lewer. Vorige sprekers het reeds baie van die teks aangehaal wat ek gebruik het in my referaat. Ek dink net weer eens 'n bewys van Vader wat mens lei om een boodskap te lewer, want ons het een waarheid. My referaat handel oor 3 verse. Eerstens is dit 1 Johannes 2 vers 21. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken dat Yahusha die Messia is? Dit is die Antichrist wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Tweede teks is Openbaring 2 vers 9. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle Judeërs is. Ek gaan dit nou lees soos in die skrif staan, Jode is, en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van Satan. En dan Openbaring 3 vers 9. Kyk, ek gee uit jou die sinagoge van Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. En hierdie jou praat hy met sy volk, Jakob, Israel en sy 12 seuns. Die eerste probleem kom in met die vertalings van die Bybel, soos reeds breedvoerig bespreek deur Flip Swanepoel. Die woord Jood moet hier lees Judeërs. Met ander woorde, die wat uit die stam van Juda is. Die Strongse konkordansie vir die woord wat hier as Jood geskryf is nommer G2448, wat in Grieks Judean, van die stam van Juda beteken. Die Edomitiese Jode het die skrif laat vertaal en die woord Jood bygevoeg, oral waar die woord Judeer verskyn. Die woord Jood, soos wat ek in my studies kon agterkom, word eers genoem, ek dink in die eerste hoofstuk van Nehemia, net nadat die Israeliete wat teruggekeer het om die tempel te herbou, met die ander volkere gemeng het, en toe hulle die ander volkere weggestuur uit, maar toe was daar vermenging gewees, en toe word die woord Jood eers genoem, en voorgehou as die volk van Vader. Hulle het hierdie woord toe bygevoeg, die Jode, sodat hulle as Vader se volk gesien kan word, en ons, wat die afstammelinge van Israel is, se identiteit versteek sal word. Hierdie onderwerp van die vertalings en veral die woord Jood was met vorige vergaderings as ook vandag redelik deeglik behandel. Dit was byna 2000 jaar terug reeds profeteer dat hierdie Jode sulke leuns sou vertel en wegsteek wie hulle eintlik is. Met ander woorde, hierdie tekste wat ek voorgehou het moet eintlik lees, van die wat sê dat hulle Judeërs uit die stam van Juda is, en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van Satan is. Satan woon dus ook in hulle. Die vraag is, waar kom die Satans gebroedsel vandaan? Wie is hulle eintlik? Hoekom lieg hulle oor hul identiteit? En wat is hul agenda? Die beste manier om 'n saak te ondersoek is sekerlik om by die begin navorsing af te skop. Ons sien dan ook in Genesis 3 vers 14 die volgende, nadat die slang vir Eva verlei het. Toe sê Jahwe aan die slang, omdat jy dit gedoen het, Eva verlei het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en die stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Vers 15, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die akskeen byt. Daar is dus 'n fisiese nageslag van Eva en van die slang, wat met die woord saad aangedui word hier.
Ons moet dit dus glo en vra waar die twee nageslagte is en wie hulle is. Die slang het 'n nageslag wat soos hy is, lustig is, vol leuns is, bedrieg, mislei, vernietig en wat volgens Genesis 3 vers 15 vyandskap met Eva se nageslag sal hê. Adam en Eva se nageslag is weerskeppend, want hulle is na die beeld van Vader gemaak. In 2 Korintiërs 11 vers 3 lees ons: maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy lustigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Messia. Hierdie bedrieg word in die Strong's Concordansie beskryf as to seduce wholly. Dit wys duidelik hier dat Eva seksueel mislei is en verlei is. Kain word nie in Adam se geslagregister genoem nie, want dit was die slang se kind en nie Adam se kind nie. Kain het ook toe vir Abel vermoor en net Set was genoem in die geslagregister van Adam. Verskeie ander deuterokanonieke en apokryfe boeke praat ook hieroor. Die blanke dom daar teenoor het als van argitektuur, kuns, musiek, medici, geskrewe taal, vervoer, landbou en wetenskap, ontwerp, bevorder en sodoende ook almal op aarde in voorspoed ingelei. Genesis 12 vers 1 tot 3 sê: Jahwe het aan Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vaders huis en na die land wat ek jou sal wys, en ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En ons het dit juis in die laaste 500 jaar gesien. Ons Europese voorsate het die hele wêreld verower en sodoende voorspoed oral saam met hom geneem. Ons het ons geloof ook saam met ons geneem. En die oorblyfsel van daai gelowiges sal aan die einde weggeruk word en beskerm word juist teen hierdie sinagoge van Satan se aanslag. Wat sê ons Messia van die slang se nageslag? In Matteus 3 vers 7: Maar toe hy baie van die fariseërs en sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: Ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat selfs God mag het om uit die rietklippe kinders van Abraham op te wek. Hy gaan verder in Matteus 12 vers 24: Maar toe die fariseërs dit hoor, sê hulle, hy dryf die duiwels uit, nie anders as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels nie. Hoekom het hulle dit gedink? Want hulle het met die Satan en Beelzebul omgegaan. Maar Joshua het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle die goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Hulle vrugte was nie goeie vrugte nie, want hulle boom is boos. Joshua vat alweer aan in Matteus 23 vers 27. Wee julle skrifgeleerders en fariseërs, geveinstes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar wat van binne vol doodsbene en allerlei onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wat wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinstes en onregverdig en ongeregtigheid. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinstes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges. En julle sê, as ons in die dae van ons vader geleef het, sou ons geen deel met julle gehad het aan die bloed van die profete nie. Julle gee dus teen julle self getuies dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. Hulle noem hulle self dis eintlik moordenaars. Maak die maat van julle vaders dan vol. Slange ander geslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Daarom, kyk, ek stuur julle
ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en sommige van hulle in julle sinagoges gesel, en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af, tot op die bloed van Zacharia, die seun van Beregia, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Hier insinieer ons Messia dat die Fariseërs die nageslag van Kain is, soos ek reeds genoem het, wat vir Abel doodgemaak het. Hy verduidelik dit dan ook in die gelykenis van die saaier. Matteus 13 vers 37. En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. En die saailand is die wêreld, die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk. En die onkruid is die kinders van die bose. Met 'n hoofletter, Satan, dis homself. En die vyand wat het gesaai het, is die duiwel, hy sê dit prontuit. Die oes is die volëinding van die wêreld en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak word en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak, al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen. En hulle sal in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en die geknars van tande. 'n Ander gelykenis het hulle ook voorgehou, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het jy dan nie die goeie land in die land gesaai, goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil jy dan hê dat ons dit by mekaar moet maak? Maar hy antwoord, nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid by mekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat al twee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid by mekaar, en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar bring die koring by mekaar in my skuur. Hier bevestig hy dus ook dat Satan sy saad op aarde kom saai het en 'n nageslag het. Ons Messia beamoed dit ook in Matteus 15, toe hy gesê dat die Allerhoogste nie die Fariseërs geskep het nie. In vers 12, daarom kom sy disippels nader en sê vir hom, weet u dat die Fariseërs toe hulle hoor, ons doodgeneem het? Maar hy antwoord en sê, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Laat hulle staan, hulle is blinde leiers van blindes, en as 'n blinde ander blinde lei, sal al twee in die sloot val. Johannes bemoedig ons dan, nadat hy uitwys wie die Antichrist is. In 1 Johannes 2 vers 24, wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As julle bly wat julle van die begin af gehoor het, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy beloof het, naamlik die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei, soos Kobus ook reeds genoem het, die misleiers van sy volk. Die misleiers is tog die wat Vader se kinders wil fisies en geestelik dood hê. En wie is dit meer as die sinagoge van Satan, die Edomiete? Jesaja 5 vers 20 sê, wie hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Die Edomiete was uit meer as 100 lande gejaag en verban in die laaste 2000 jaar as gevolg van hulle rentewoekery, valse weegskale, immorele gebruike en afgoderry. Al hierdie moet ons nie verbaas nie, want die profete praat daarvan. Maleagi 1 vers 2 sê, ek het julle lief gehad, sê Jahwe. Nogtans vra julle, waarin het u ons tog lief gehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie? Spreek Jahwe. Toch het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat, en sy gebergte 'n wildernis gemaak, en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prys gegee. As Edom sê, ons is wel verwoes, maar ons sal die pynhope weer opbou, dan sê Jahwe van die leerskare, laat hulle bou, ek breek dit tog af, en die mense sal hulle noem, grondgebied van goddeloosheid, die volk waarop Jahwe vertoorn is, tot in ewigheid. Sy woorde verander nie, want hy verander nie. Hier maak Vader duidelik onderskeid in wie hy lief het
en wie hy haat. Hy stel dit so hard, dat hy vir ewig vertorend is op Edom. Edom moet verwoes word. Verder spreek hy van sy liefde en koestering vir Jakob se nageslag, in Deuteronomium 32 vers 8, toe die Allerhoogste aan die nasie sy erfdeel gegee het, toe hy die mense kinders van mekaar geskei het, het hy die grense van die volke vasgestel, volgens die getal van die kinders van Israel. Met ander woorde, hy is 'n vaste getal van die kinders van Israel. Want Jahwe se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel. Daar's dus nie 'n oneindigheid aan hulle nie, daar's 'n beperkte, spesifieke, afgemete erfdeel. Amos 3 vers 1, hoor hierdie woord wat Jahwe oor julle gespreek het, o kinders van Israel, oor julle nageslag wat ek uit Egipte land laat optrek het, naamlik, julle alleen, net julle, het ek geken uit al die geslagte van die aarde. Daarom sal ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede. Soos reeds vroeër gesê is, ons is onder strafverig, ons kry straf omdat Vader ons lief het. Ons moet dus ook nie net spesiaal voel en ons eie insig te volg nie, maar soos gehoorsame kinders wat hom volg in alles wat hy ons beveel het, sodat ons sy koninkryk kan beerwe. Messia het op 'n ander geleentheid weer die Fariseërs wat Edomite was, aangevat oor hul identiteit in die boek van Johannes 8. Vers 13 sê, toe die Fariseërs vir hom sê, u getuig van uself, u getuienis is nie waar nie. Joshua antwoord en sê vir hulle, al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan. Maar julle weet nie van waar ek kom en waarheen ek gaan nie. Hulle sê toe vir hom, waar is die Vader? Joshua antwoord, julle ken my nie en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sal julle ook my Vader geken het. Die rede hiervoor is dat die Fariseërs nie sy skape was nie, want hy sê in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem. En ek ken hulle en hulle volg my. 'n herder se skape ken sy stem. Verder in Johannes 8, hierdie woorde het Joshua gespreek by die skatkis terwyl hy in die tempel geleer het, en niemand het hom gevangene geneem nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. En Joshua het vir hulle gesê, ek gaan weg, en julle sal my soek en in julle sonde sterwe, maar waar ek gaan, kan julle nie kom nie. Toe sê die Jode, hy sal homself tog nie om die lewe bring nie, omdat hy sê, waar ek gaan, kan julle nie kom nie. En hy sê vir hulle, julle is van benede, ek is van bo, julle is uit hierdie wêreld, ek is nie uit hierdie wêreld nie. Ek het dan vir julle gesê dat julle in julle sonde sal sterwe, want as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Toe sê hulle vir hom, wie is hy dan? En Joshua antwoord, net dit wat ek vir julle sê, ek het baie dinge om van julle te sê en te oordeel, maar hy wat my gestuur het, is waaragtig. En ek, wat ek van hom gehoor het, dit spreek ek tot die wêreld. Hulle het nie verstaan dat hy met hulle van die Vader gespreek het nie. En Joshua antwoord en sê, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is. En uit myself doen ek niks nie, maar net my Vader wat my geleer het, dit spreek ek. En hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie aan hom geglo. En Joshua sê vir die Jode wat aan hom geglo het, met ander woorde die Judeërs wat aan hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham en het tog nooit vir iemand slawediens verrig nie. So die wat hom dus die antwoord is nie Judeërs nie, want almal wat uit Juda kom en die ander 11 stamme was in slawerny. Hoe sê u dan, julle sal vry word? Hier erken die Fariseërs wat hom antwoord, dat hulle nie afstammelinge van Jakob, wie se nageslag slawe in Egipte en Assirië en Babylon was, is nie, en dis nie Israeliete of Judeërs is nie, maar Edomite, want Esau is 'n afstammeling van Abraham, soos hulle tereg sê, hulle is kinders van Abraham, maar nie uit Jakob nie, maar deur die slavin, want Esau het met Ismael se nageslag getrou. Genesis 36 vers 1 bevestig dit.
En dis die geskiedenis van Esau. Dit is Edom. Esau het sy vroue geneem en die dogters van Kanaan, Ada, die dogter van Elon, die Hetiet, en Oholibama, die dogter van Anna, die dogter van Sibeon, die Hewit en Basmat, die dogter van Ismael, die suster van Nebajot. Maar wat sê die skrif? Galasiërs 4 vers 30, werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erf nie. Ismael en Esau se nageslag moet dus volgens hierdie vers en Maleagi 1 vader se haat hê vir hulle en hulle moet uitgewerp word. Johannes 8 vers 34 sê Mosia vir die fariseërs: voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen 'n diensknegt van die sonde is, en die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ek weet dat julle die geslag van Abraham is, maar julle probeer om my om die lewe te bring, want hulle is mensemoordenaars van die begin af. Omdat my woord geen invang in julle vind nie, want dit kan nie. Esau was ook uit die geslag van Abraham. Daarom sê Mesia hier dat hulle die nageslag is, maar hulle is nie die geslag van Jakob wat Israeliete is nie. Ek spreek van wat ek by my vader gesien het, en julle doen ook wat julle by julle vader gesien het. Hulle antwoord en sê vir hom: ons vader is Abraham. Joshua sê vir hulle: as julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen, maar nou probeer julle my om die lewe te bring. Iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat ek van Elohim gehoor het, dit het Abraham nie gedoen nie. So dieselfde gees wat in Abraham was, wat vader dien, is nie in hulle nie. Julle doen die werke van julle vader. Toe sê hulle vir hom: ons is nie uit onte gebore nie. Ons het een vader, naamlik Elohim. En hy sê vir hulle: as Elohim julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit Elohim uitgegaan en gekom. Want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom ken julle my spraak nie? Want hulle is nie sy skape nie. Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Julle die duiwel as vader. Kan daar tog enige twyfel by ons verder wees? Satan homself. En die begeertes van julle vader wil julle doen: moord, leuns, verwoesting. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Want die eerste ding wat hy gedoen het, was om te lieg vir Adam en Eva. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. In die geskiedkundige skrywer Josefus, sy hoofstuk 1 van sy boeke, sê hy: Kain het die grond omgeploeg en deur verbastering van die plante het hy verbasterde plante geskep, wat Vader nie geskep het nie. Dit is nie die oorspronklike goed wat Vader geskep het nie. En hy het met daardie plante sy offer gaan bring aan Vader. En Vader het ook verwerp dus. Nou so wys die Edomitiese fariseërs, dis ook hier in Johannes 8 uit, as die antichriste, waarvan die eerste vers in hierdie referaat wys, van 1 Johannes 2 vers 22, wie is die leienaar, behalwe hy wat ontken dat Joshua die Messia is, want hulle het hom ontken. Dit is die antichrist en die vader van die leuen. En dit is die antichrist wat die vader en die seun loon. Vers 23, elkeen wat die seun loon, het ook nie die vader nie. Die Jodendom verwerp tot vandag toe die Messia, en erken hom nie as die seun van die Allerhoogste nie. Inteendeel, in hul talmoediese geskrifte praat dit lasterlik van ons koning, soos in die vorige referaat uitgewys het deur hom Flip. Want hulle dra ook die vrugte van hul pa Satan. 1 Johannes 4 vers 3 sê: en elke gees wat nie bely dat Joshua Messia in die vlees gekom het nie, is nie uit Elohim nie. En dit is die gees van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in hierdie wêreld, van daai tyd af tot nou. Van baie verleiers het in die wêreld gekom, die wat nie bely dat Joshua Messia in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die antichrist. Vader se belofte aan Abraham was dat hy baie nasies sou word, baie nasies, stamme en tale. Die Jode van vandag is nie dit nie. En hulle sou hierdie word deur Isak en Jakob.
In Deuteronomium 7 vers 7 sê hy, Jahwe het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke, maar omdat Jahwe julle lief gehad het en die eed gehou het wat hy vir julle vaders gesweer het, het Jahwe julle met 'n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos. Jy moet dan weet dat Jahwe jou Elohim is, die getroue Elohim wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou in 1000 geslagte. Die Joodse ensiklopedie van 1971 sê dat die Jode self in 1860 begin Hebreërs en Israeliete noem het. Die Joodse ensiklopedie van 1925 sê dat Esau en Edom die hedendaagse Jode is. Die Joodse almanak uitgawe van 1980 sê, streng gesproke is dit inkorrek om 'n Israeliet 'n Jood te noem en om 'n Jood 'n Israeliet of 'n Hebreër te noem. Die Jode erken dus hul identiteit. Die Jodendom beheer byna alle banke, finansiële instansies, rolprentvervaardiging, maatskappye, Hollywood, musiekvervaardiging maatskappye, die nuus, media, aandelebeurs, konglomerante, kerkinstansies, politieke partye en meeste ander groot multinasionale maatskappye. Of hulle besit die beheerende aandele in hierdie instansies. Hulle is ook agter die skerms in meeste vrymesselaars, losies, asook ander instansies wat in die geheim beleid bepaal en hul agenda afdwing op regerings en lande, soos die Bilderberg groep, Club of Rome ensovoorts. Die Jode was ook in die voorfront van die slawehandel, vanaf die Negroïd tot die Ierse slawe, wat hulle deur die eeue die wêreld heen gestuur het. Kommunisme, wat is deur die Joodse Karl Marx op papier gesit, en deur kommunisme was meer as 100 miljoen mense vermoor, waarvan meeste Christene gelowiges was. Die pornografiese industrie word deur die Jode beheer. Hierdie instansies bevorder rasvermenging en homoseksualiteit in elke aspek van die samelewing en swart bemagtiging in hul maatskappye om sodoende die blankendom wat die verstrooide Israeliete is aan die haksken te byt, soos geprofeteer in Genesis 3. Hul propageer ook massa-immigrasie van nie-blankes na blanke nasies om ons te probeer verbaster. Deur befondsing, omkoopry, monopolisering, wetgewing en ander middels besoedel hul die blankedom, wat die verstrooide 12 stamme van die ware Israel is, met hierdie sataniese agenda van rasvermenging om ons suiwer bloed te besoedel en vernietig, ekonomiese verarming en slawerny deur middel van hoë belasting en rentekoerse om ons te beheer. Die beheer en besoedeling van alle voedselsoorte deur gifstowwe, genetiese manipulasie en ander middels, tesame met vernietiging van gesonde voedsel en homeopatiese medikasie, asook die farmaseutiese bedryf wat petroleum gebaseerd is en meer skadelike gevolge as gesondheid het, vernietig ons gesondheid. Terwyl hul medikasie mense permanent siek maak en doodmaak en deur hul enstowwe wat geen voordeel vir die mens inhou nie, versprei hulle siektes en pla en hou dan die sogenaamde geneesmiddels en enstowwe voor as dit wat die mensdom gaan red. Die blaatante ewel in die reaksies van hulle is nie so duidelik vir die wat nie weet dat dit hulle vyand is nie en wat die agenda van hul vyand is nie. In hierdie satansaadse aksies sien ons hierdie boosheid en die haat teenoor Vader se volk. Hoekom haat hulle ons so? Rebekka het 2 seuns gehad en Isak het Jahwe gesmeek met die oog op sy vrou in die Genesis 25, want sy was onvrugbaar en Jahwe het hom gehoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. En die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as dit so gaan, waarom leef ek? Daarom het sy uitgegaan om Jahwe te raadpleeg en Jahwe het haar geantwoord, 2 nasies is in jou skoot en 2 volke sal van mekaar uitgaan uit jou liggaam en die een volk sal sterker wees as die ander en die oudste sal die jongste dien. Die konflik was reeds toe geprofeteer tussen hierdie 2 volke. Maar hoekom hierdie konflik? Genesis 25 vers 30. Toe sê Esau vir Jakob, laat my tog sluk van die rooi goed daar, daai lensies op, want ek is moeg, daarom het hulle hom Edom genoem. En Jakob antwoord, verkoop eers jou eerstgeboortereg aan my. En Esau sê, kyk, ek gaan sterwe en wat baat my eerstgeboortereg my dan? Toe antwoord Jakob, sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer en sy eerstgeboortereg aan Jakob verkoop. En Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee en hy het geëet en gedrink en opgestaan. So het Esau dan sy eerstgeboortereg verag.
Jesegiel 36:5 sê, daarom so sê Jahwe, waarlik, in die vuur van my ywer spreek ek teen die oorblyfsel van die nasies en teen die hele Edom, wat my land vir hulself as besitting geneem het. Wie is nou besit van die land waar Vader se volk geleef het? En volle vreugde van die hart, met diepste veragting, sodat die weiveld daarvan 'n byt sou wees. Net so was Herodes ook 'n Edomiet, soos in Flip sê verraad uitgewys, 'n afstammeling van Kanaan, en wou daarom ons Messia vermoor. Sy eie volk sou hom nie vermoor nie. Dit is ook 'n leuen wat deur hierdie valse predikers en kerke geleer word. Josefus, die geskiedkundige, vertel dat Herodes die geslagregisters vernietig het, sodat hy en ander volksvreemdes se identiteit nie tot die lig sou kom nie. Die fariseërs word reg deur die skrif deur Messias adderslag en Satan saad uitgewys, soos reeds gelees nou. Herodes wou ook die Messia vermoor, omdat hy nie afstammeling van Israel was nie, en hy het al die seentjies 2 jaar en jonger in die gebied in en om Bethlehem laat vermoor. Sodoende het hy ook sy ware bose vrugte gewys deur 'n mensemoordenaar te wees, want hy is 'n afstammeling van die Satan se saad. Die vermenging van Judeërs en Edomiete het lank voor Messia gebore is gebeur, maar toe die land van Juda en Edom 125 jaar voor Messia saamgesmeld het, het dit as Judea bekend gestaan. En toe het hierdie Edomiete beheer gekry in die tempels. Die fariseërs en skrifgeleerdes het die tempel toe bestuur. Hulle het die wet van Moses en profete gehad, maar ook die oorgelewerde wette wat deur mond oorgedra was, wat ons Messia ook gewys het in die oorlewering van die ou mense, die wette wat hulle gehou het in plaas van die wette van Vader. Hierdie oorlewerings het later bekend gestaan as die Talmud onder andere, wat op vandag toe nog het. In die Joodse Talmud, in die Sanhedrin 77a, sê dit dat as 'n Jood sy buurman vasbind en hy gaan dood van honger, is hy nie skuldig aan moord nie. Daarom het hulle ook die Romeine wat oor Judea regeer het in daai tyd aangehits om ons Messia voor Pilatus te bring en te vermoor, sodat hulle self onskuldig kon maak in die proses. Die kerk leer ook dat hierdie leuen dat Joshua sy eie volk hom vermoor het, wat 'n leuen is. In die Sanhedrin 52b sê dit dat 'n Jood nie skuldig is aan oorspel of verkrachting nie, wanneer hy met 'n minderjarige gemeenskap het nie. Die Talmud sê ook dat die Jode met dogtertjies en seentjies seksueel onder 3-jarige ouderdom mag seksueel omgaan en daar niks meer fout is nie. Dus dit is duidelik boos en satanies. Die Sephardiese Jode het uit Babylon getrek na Wes-Europa, die Khazariese Jode verder noord en wes getrek in Europa en so ook hoofsaaklik die Askenazi Jode. Die Joodse Rothschild familie het met hul bankwese en geldlenery aan regerings binne 300 jaar soveel rykdom en mag verkry, dat hulle byna volle beheer oor elke instansie, regering, bank, kerk en media reeds verkry het. Die huidige Joodse vlag, die ster, wat hulle nou sê, ster van Dawid, is ook 'n leuen. Daai skuld was ook deur die Rothschilds daar gestel. En in die skrif word ook verwys na daai ster wat ook met afgoderry te doen het. Hierdie organisasies aanbid Satan deur hul kabbalistiese geloof, rituele en offers. Hulle het revolusies reg oor die aarde begin en bevorder en het byvoorbeeld die Russiese tsaar en sy familie uitgemoor wat Christene was. En daai revolusie was ook deur die Joodse bankiers befonds. Die Amerikaanse regering het in 1918 in hul uitgawe van die buitelandse sake verslag oor die oorsprong van die kommunisme in Rusland uitgewys hoe Joods beheerde Duitse banke onder die leierskap van Max Warburg geld na Londen, Trotsky, Lenin en ander Joodse kommuniste gestuur het om kommunisme in Rusland te bevorder. Hierdie selfde Joodse kommuniste het tussen 1928 en 1932 deur middel van kollektivisme hongersnood op die Oekraïense burgers afgedwing en omtrent 6 miljoen mense het van hongersnood gesterf as gevolg van daarvan, terwyl Rusland al die graan, saad en toerusting geannexeer het. Dit word genoem die Holodomor.
Deur hul beheer, finansiering en invloed in die kerke het hulle ook wette en kalenders verander, die Bybels met afgewaterde vertalings korrup gemaak en vervals. Die agenda is nie net om gelowiges se persepsie van die waarheid te besoedel nie, maar ook om die Jode as die uitverkorenes uit te beeld, terwyl hulle Satan se kinders is. Die beheer van die mediese industrie, tesame met die Wêreldgesondheidsorganisasie en Verenigde Nasies, dryf 'n digitale ID-sisteem, inentings en totale beheer oor almal op aarde, om sodoende 'n nuwe wêreldorde in te lei met een digitale stelsel, geloof en regering, wat almal in slawerny sal sit. En die merk van die dier sal geïmplementeer word om Satan se agenda ten volle te bereik. Ons kinders word deur die musiek, rolprentbedryf en sosiale media, wat als deur hierdie sinagoge van Satan beheer word, gekorrupteer en gekondisioneer vir die nuwe wêreldorde se agenda om te slaag. Hulle ontken ons Messia en is dus die anti-kris. Deur hom misleiding en korrupsie stekel ook ons Skepper en sy seun en sy volk sy identiteit weg vir die wêreld en roof vaders van sy eer. Romeine 9 vers 1. Ek spreek die waarheid in Messia. Ek lieg nie, my gewete getuig saam met my en die Heilige Gees, dat dit vir my 'n groot droefheid en 'n onophoudelike smart vir my hart, want ek sou self kon wens om terwille van my broers, my stamgenote, na die vlees 'n vervloeking te wees, weg van Messia af. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die eredienste en die beloftes. Hierdie goede was net aan Israel beloof. Aan wie die vaders behoort en uit wie die Messia is na die vlees, hy wat oor alles is, Elohim, lofwaardig tot in ewigheid. Maar ek sê dit nie asof die woord van Elohim verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is nie, soos reeds uitgewys, is hulle almal kinders nie, maar in Isak sal jou nageslag genoem word, die kind van die vrye. Dit wil sê, nie hulle is kinders van Elohim, wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag, want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom, en Sarah sal 'n seun hê, Isak, ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van Elohim volgens die verkiesing kon bly staan nie, uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is dit vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien, Edom sal Jakob dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by die Allerhoogste? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of die een wat loop nie, maar van Elohim wat barmhartig is. Ek sluit dan af met hierdie. 1 Johannes 2 vers 22. Wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken dat Yahushua die Messias, dit is die anti-kris, wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Openbaring 3 vers 19. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Vader straf en tugtig sy volk en wil hê ons moet ons bekeer. Laat ons dan so ywerig wees en in sy weë wandel, want die Satan en sy kinders, die sinagoge van Satan, loop rond soos 'n brullende leeu om Vader se kinders te verslind. Laat ons die wapenrusting aantrek en volhard tot die einde toe. Matteus 24 vers 13. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Selah. Baie dankie Konrad, dit was so interessant, ek het nie eens agtergekom jy so ver oor jou tyd nie. Hierdie 3 verskillende verse baie goed gekomponeer en saamgestel, baie goeie insig, en dit het ook by my opgekom, die kronologie van al hierdie onderwerpe, dit dui daarop dat ons is so naby op die punt waar ons in afsondering moet gaan, dat ons onsself moet heilig, en Vader druk dit op ons, te weet, wie is die vyand, wie is Satan,
en om al hierdie wanvoorstelling en misleiding te laat openbaar. Is daar enige iemand wat iets wil byvoeg? Iets wil sê? Niemand nie? Sê ek net dankie Konrad, en dan gaan ons breek vanmiddag ete.